Vriende, ons is die Here erg dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons vanmôre sal aangaan met hierdie reeks wat handel oor die 10 gebooie, die wet van die Here in Eksodus 20 en hoe dit van toepassing is op die Nuwe Testamentiese kerk van vandag. Nou, vanmôre staan ons stil by een van die mees kontroversiële van die 10 en dit is die gedagte van gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Nou, waarom is dit so kontroversieel wanneer ons praat oor die Sabbatdag? Vriende, ek dink die groot rede is omdat mense 'n wanverstaanheid van wat in hierdie gebod na vore kom, wat die Here vir sy volk sê en hoe dit van toepassing is op die Nuwe Testamentiese kerk. Baie interessant is dat die 4de gebod die enigste van die 10 is wat nie herhaal word in die Nuwe Testament vir die kerk van die Here Jesus nie. Jy kan maar self die studie gaan doen. Dis die enigste gebod wat nie herhaal word vir die Nuwe Testamentiese kerk om te onderhou nie. En die rede daarvoor is, vriende, dat die Here vir sy volk Israel hierdie Sabbatsgebod gegee het, daar by die berg Sinaï, en dit het nie gegaan net oor die 7de dag of dat die Saterdag, soos mense van praat nie, maar daar was baie ander wette wat ingesluit was by die Sabbatswet. En daarom het die volk Israel ook geweet dat God vir hulle hierdie bepaalde gebod gegee het, soos baie andere wat nie van toepassing is op die Nuwe Testamentiese gelowiges nie. Soos byvoorbeeld, ons vat nie 'n lammetjie kerk toe om te laat slag nie. Waarom nie? Want ons is nie Israel nie. En ons weet alreeds dat Christus die vervulling is van hierdie belofte, dat daar 'n paaslam sal kom, 'n lam sonder gebrek wat sou sterf. Ons vier nie die loofhuttefees nie. Vriende, daar is sekere gebruikes en gewoontes van Israel wat die Nuwe Testamentiese kerk nie navolg nie. Waarom nie? Want ons is nie Israel nie. Maar daar's duidelike beginsels met baie van hierdie wette wat ons alreeds vir u gesê het, op ons van toepassing is, terwyl ons dit nie presies op die letter hou soos die volk Israel nie. En een van hulle, vriende, is ook die gedenk die Sabbatdag gedagte. Nou, waarom is hierdie gebod so kontroversieel? En ag vriende, ek dink dit alles begin hier in die omgewing van 1863, miskien so 'n bietjie voor dit, maar 1863 was eintlik die klimaks, toe 'n vrou met die naam van mevrou Ellen G. White gesê dat die Here aan haar 'n visioen gegee het, waar 'n lig geskyn het op die 4de gebod met die opdrag dat hierdie Sabbatdag onderhou moet word. Nou baie interessant is dat daar geweldige kontroversie in hierdie kerk, ons noem dit die Sewendags Adventiste kerk is, oor die onderhouding van die Sabbatsdag of dan die Saterdag soos dit bekend staan. Nou haar woorde is, Jesus het die voorhangsel van die ark weggeneem en hy het haar die kliptafels laat sien waarop die 10 gebooie geskryf is. Verbaas het sy die 4de gebod gesien met 'n ligkring daarom. Hierna het sy beroep gedoen op haar volgelinge om die Here op die 7de dag van die week te aanbid. In 1863 is die offisiële naam van die Sewendagse Adventiste kerk dan ook aangeneem. Eerste plek, groot probleem vir my, is dat hierdie kerk gebou is op 'n visioen wat 'n vrou ontvang het. Vriende, dis rooi ligte wat vir ons moet afgaan. Die feit dat die Here een gebod van die 10 uitlig, wat eintlik minder belangriker as die ander is, as ons moet vergelyk met, daar is net een God. Jy mag voor geen ander gode buig nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie. Kom die Here self volgens hierdie vrou se visioen en hy lig vir haar hierdie Sabbatsgebod uit. En ek wil vir u sê, vriende, dit skep vir my geweldige groot probleme in my eie siel, wanneer ek dink 'n kerk het sy ontstaan deur 'n visioen wat die Here die kliptafels laat sien is en dat hierdie lig geskyn het op die 4de dag. En ag vriende, as jy met hierdie mense gaan praat, en glo my, ek was in geweldig baie debatte met hulle gewees. Die 4de dag, die Sabbatsdag is vir hulle soos die verlossing wat hulle ontvang het. Alhoewel hulle erken en sê dat ons word nie gered deur die onderhouding daarvan nie, het van hulle al direk vir my gesê, jy kan nie gered word as jy nie die Sabbatdag onderhou nie. Dit laat my so baie dink aan mense wat die onderdompelingsdoop voorstaan. Hulle sê vir jou, luister, ons sê nie dit red jou nie, maar as jy dit nie gedoen het nie, dan is jy nie gered nie. Dan vra ek dikwels vir hulle, nou maar ek verstaan nou nie. Julle praat teen julle self, julle sê, dit red jou nie, maar as jy dit nie doen nie, sal jy nie hemel toe kan gaan nie, sal jy nie gered kan word nie, sal jy nie die ewige lewe kan beerwe nie. En ek wil vir u sê, vriende, as daar enige iets of iemand belangriker gestel word as die Here Jesus Christus self, is dit rooi ligte wat vir ons moet afgaan. Nou vriende, as ons kyk na die Sabbatdag wat die Here vir sy volk gegee het, dan sien ons baie duidelik, dit gaan nie net oor 'n bepaalde dag nie, maar daar was geweldig baie wette wat dan ook deel was van hierdie Sabbatdag. Hoor wat sê die Here in Eksodus 31:13.
Spreek met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my sabbatte, meervoud, sabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here julle God heilig is. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken. U sien, die Here kom baie duidelik en hy sê, tussen my en Israel is hierdie Sabbatdags die teken. Daarom, vriende, is dit baie duidelik dat die Nuwe Testamentiese kerk hierdie dag nie hoef te onderhou nie. Waarom nie? Want daar is baie ander wette wat met die Sabbatsdag wet gepaard gegaan het. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in Deuteronomium 5 vers 15. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. Die Here praat met sy volk. Hoor nou, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Hierdie dag was 'n bepaalde dag wat die Here vir sy volk gegee het, vriende. Sy volk wat in die woestyn vir baie jare lank sou rondswerf. En die Here gee vir hulle hierdie dag vir 'n bepaalde rede met rus wat daarmee gepaard gaan, en ons gaan later kyk presies wat hierdie dag behels het vir die volk. Nehemia 9 vers 14. En u heilige Sabbat het u aan hulle bekend gemaak, en gebooie en insettinge en 'n wet deur die diens van die knegt Moses hulle beveel. Baie interessant, vriende. En as ons gaan kyk na hierdie Sabbatdag, dan sien ons dit as 'n dag van volkome rus. Eerste plek, die kerk wat hulle self vandag noem die Sewendags Adventiste kerk, wy nie hierdie dag aan volkome rus nie. Sover ek weet, klim hulle voertuie en hulle ry na 'n bepaalde plek van aanbidding toe, terwyl die volk hierdie dag as 'n dag van volkome rus moes gesien het. Tweede plek, hulle moes in hulle huise bly op hierdie dag. Daar was nie 'n rondgaan en 'n rondbeweeg en allerlei dinge doen wat mense vandag doen wat sê hierdie dag moet onderhou word nie. 'n Derde dag, hulle mag nie kos gemaak het op hierdie dag nie. Die Here sê die vorige dag moes hulle voedsel opgetel het. Hulle moes die vorige dag gereed gemaak het vir die Sabbatdag wat die liggaamlike aanbetref. Nog 'n gedagte wat uitstaan. Hulle moes nadink oor hulle lewe, hoe hulle hul God en hulle naaste gefaal het. En hoor nou, 'n oortreder moes gestenig geword het. Dit is vir my baie interessant dat mense selektief God se wette wil onderhou. Soos hierdie Sabbatdagswet sal mense vir jou sê, luister, die Here sê ons moet op die Sabbatdag aanbid, en hierdie Sabbatdag is die Saterdag, en ons moet op hierdie dag aanbid, maar al die ander gebooie onder hierdie Sabbatdagswet verbreek hulle goedsmoeds en lukraak, en dit pla hulle nie. Daarom wil ek vir u sê, vriende, as iemand vir jou sê, onderhou 'n dag om gered te word, jy moet gedoop word om gered te word, of dit nou besprinkeling of onderdompelingsdoop is, vlug van hulle af weg, want dit is altyd, vriende, soos 'n meelsteen wat hulle om jou bind, 'n wet wat hulle vir jou maak, sodat jou vryheid in Christus weggeneem kan word, en jy nie Jesus kan dien met blydskap en met vreugde nie. As ons gaan kyk later in die Nuwe Testament, sien ons hoe die Fariseërs en die Sadduseërs honderde wette by hierdie Sabbatswet gevolg het, of bygevoeg het, wat mense moes navolg. Ek dink dit was 306 ekstra wette, soveel so, dat die Here vir hulle gesê het, dat hulle laai laste op mense, wat hulle self nie kan dra nie. Daarom wil ek vir u sê, vriende, ons het nodig om hierdie waarheid raak te sien, dat ons nie 'n wet moet maak vir ander nie, in besonder nie, wanneer dit kom by hierdie 4de gebod nie, want dit word nie in die Nuwe Testament, vir die Nuwe Testamentiese kerk, vir die heidene wat gered geword het, herhaal nie. Nou, baie van hierdie mense van die Sewendags Adventiste kerk sê vir ons, dat hierdie dag verander is deur Konstantin, 321 na Christus, en het is later deur die Romeinse kerk aanvaar 364 na Christus, en dit is verseker nie so nie. Vriende, ek sal vir u wys uit die Nuwe Testament, waarom ons die eerste dag van die week, wat ons nou noem die Sondag, as die dag van aanbidding gebruik, en hoe ons nog steeds God moet eer op hierdie dag. Ons kan dit nou noem die Sabbatdag, ons kan dit nou noem die Sondag, maar ons praat van hierdie dag, wat ons eenkant sit vir die Here, vir sy aanbidding, vir sy eer, vir sy verheerliking, vir sy naam, vir sy glorie, en hoe dit in die Nuwe Testament vir ons baie, baie duidelik neergelê word. Wat ek net in slotte vir u wil sê, vriende, ons is nie Israel nie. Daarom volg ons nie die wet van die besnydenis nie, ons volg nie die Sabbatswet nie, ons het nie sekere seremoniële
gebruike by ons aanbidding, waar ons diere slag, waar ons bloed besprinkel nie. Baie belangrik, ons vier nie sekere feeste wat hulle gevier het nie, maar daar is sekere beginsels wat hierdie dae en hierdie gebruike vir ons inhou, wat in Christus vervul is in die Nuwe Testament, en ons as Nuwe Testamentiese kerk, wat gered is uit genade deur geloof, volg die Here Jesus Christus, en volgens die voorskrifte wat hy in sy woord vir ons opgeteken het. Wat vir my baie interessant was, vriende, is hoe Petrus telke male terug moes gaan na die Jerusalem, ek wil amper sê synode, om aan hulle te verduidelik, dat die Here ook sy genade aan die heidene gegee het. Nou, wie is heidene? Dis almal wat nie Jode is nie. Almal wat nie 'n Israeliet is, of 'n Jood is nie, is 'n heiden. En vriende, baie belangrik, die apostel Paulus kom ook en hy sê baie duidelik vir Petrus, en Petrus sê dit weer aan die synode in Jerusalem, ons kan nie vir die heidene wette maak, wat ons as Jode as wette ontvang het nie. En daarom die vryheid in Christus gee ons nie toestemming om te sondig nie, verseker nie, maar vriende, dit gee vir ons 'n vryheid om die Here te dien in gees en in waarheid. En die Nuwe Testament gee vir ons hierdie baie duidelike riglyne, waar die Here vir ons wys hoe Christus 'n vervulling is van baie van hierdie Ou Testamentiese wette, en baie van hierdie Ou Testamentiese reëls wat die volk Israel moes onderhou, en hoe hy die vervulling daarvan is, en hoe ons in hom vrede, vergifnis, veiligheid en ook vryheid kan beleef. Ons gaan sien môreoggend, wanneer ons bietjie gaan praat oor waarom ons die Sondag vier, hoe hierdie Sondag in die Nuwe Testamentiese kerk na vore kom, en waarom ons kan verbly en verheug in die feit dat die Here ook die verlosser van ons siele is. Daarom wees versigtig as mense van een gebod iets maak, vriende, wat die Bybel nie daarvan maak nie. Ek dink die belangrikste goue draad wat deur die skrif loop, daar is een God. Die Bybel sê ons mag ons voor geen ander God buig nie, en baie duidelik, ons mag sy naam nie eintlik gebruik nie. Hierdie wonderlike verhouding met God word uitgestippel in die eerste paar gebooie, en dan sien ons verhouding met ons medemense. Kom ons vra die Here vir wysheid, en ook môre wanneer ons die volgende oordeenking hanteer, dat die Here ons genade sal gee om hierdie saak te verstaan. Groete vir u, mooi dag verder, tada.